Lukas 17. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel, maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies in struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom, en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou, en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy in 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Toe die Fariseërs vir Jesus vra, wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord, die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk hier is dit, of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Daarna sê hy vir sy disippels, daar sal dae kom wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk daar is hy, of kyk hier is hy, maar moenie gaan nie en moenie agter hulle aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele ligruim van die een kant na die ander verlig, so sal die seun van die mens kom as die dag van sy koms daar is. Maar eers moet hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sondvloed, en dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die seun van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, daar sal 2 mense op een bed slaap. Die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. 2 vroue sal koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Toe vra hulle hom, waar, Here? Hy sê vir hulle, waar aas lê, daar sal aasvoëls ook by mekaar kom.